Ek borg die video, ek betaal daarvoor. Druk op die like knoppie daarso. Wens jy 'n wensgewende dag. Dit is net 'n een slaapkamer huis en dit is 'n lekker huis. Dis al wat jy nodig het. Ons gaan nou 'n draai ry. Ek dra nu jou storm as my huis moet val. Ek hoor jou pyn, maar my grense staal. Ek is nie 'n muur nie, ek is nie 'n mes. Ek is net 'n man wat leer om te wees. Hartwarm grensstaal, stem laag nie kaal. Ek bly staan, maar nie sonder taal. Hartwarm grensstaal, ek hoor jou verhaal. Maar as woorde breek, Dan stop ek normaal. Ek was lang die buffer, die houer van vuur. Nou kies ek my asem, ek kies my uur. Nie elke gesprek verdien my bloed. Nie elke verwyt kry plek in my moed. Hartwarm grensstaal, stem laag nie kaal. Ek bly hier staan, maar nie sonder taal. As jy sagter kom, kan ek oopgaan. as jy hard kom, Sal ek wegstaan, nie as straf nie. net as sorg. Ek hou my hart uit 'n oorlog. Hartwarm grensstaal, stem laag nie kaal. Ek bly hier staan, maar nie sonder taal. As jy hier woon en wat vir my interessant is onder andere is dat jy kan nie dink hierdie stilte en wat jy hier kry, vreedsaamheid, dit is, jy's hier seker 5 of 6 kilometer van die dorp af. Nou, ek weet wat jy in jou kop aangaan is, jy gaan nou dink aan veiligheid. Wat is dit? Maar is dit nie, veral as jy daar in Pretoria woon, in die voorwêreld woon, dink jy nou, maar dit is onveilig. Dit is veiliger hier, in die platteland. Hier waar ons nou staan, as waar jy daar in die patatstad agter jou, soos ek Pretoria noem, daar agter haar die mure en agter haar die honde en heininge. Kykie, heeltemal oop, net vir jou wys. Kan jy sien jy enige heininge hier? Kan jy dit sien? Hoe lyk dit vir jou? Sien jy dit vir jou heininge? Dis alles is oop. Dis heeltemal alles is oop en dit gee dit vir jou, kry jy daarvan 'n indruk van die veiligheid. Hier is die slaapkamer en hier is die badkamer. En dis dit. Dit is die hele huis. Wat het jy nou meer nodig as dit? Lekker kombuis en net vir jou weer wys hoe lyk die kamer. En
hierdie hele gedeelte, hier is die Tamboti rivier, en die grond is nog daar oorkant aan die ander kant, net wat jy daar tussen die bome deur, dis die Magol rivier, so hierdie hele grond is langs die, dis 60 hektaar en is langs die Magol rivier en die Tamboti rivier. Nou, later aan, so as dit nou lekker, nou meer reën hier, ons baie goeie reën gehad hierdie vorige seisoen, dan is dit net hier opgevul met water. Dis die hele plek hier vol water. Daar is ook 'n trekkertjie, 'n rooi trekkertjie, ek weet nog nie of hy ingesluit is in die prys. Ek sal net maar die beskrywing moet kyk. En ja, daar is mense wat sê dat ek klink deur mekaar en alles. Dis reg, ja, ek is onvoorbereid, dis reg, ja. Dit is omdat ek nie voor die tyd gaan lees. Ek praat sommer uit die mond uit. Ek weet letterlik 2 sekondes voor my mond oopmaak, dan weet ek nie wat ek gaan sê. Ons gaan nou volgende, en ek net vir jou weer eens herinner, druk nie die like knoppie, ek dink hy is daai kant, of hy is hier, en die subscribe knoppie is daar, so druk daarop. Dan gaan ons nou, net gou draai deur die plek, ek binne omtrent 'n uur of so moet ek terug wees. O ja, hier is net vir jou wys, hier is 'n elektriese sonenergie sisteem, dit is, so jy is hier van die krag af, van alles af, die hele ding is mooi geïnstalleer, en daar's 'n trekker, hier is al die gas aan, water, hier is die wateraanleg, en jy kan vinnig die baas word hier, so ons gaan nou gou draai ry hier, en dan gaan jy die plek self kan sien, hoe dit lyk. O ja, wag, kom ek net vir jou wys hoe dit hier lyk. Hier is 'n hond wat vreeslik, hy is vreeslik bly om enige mens te sien. Kom ons laat ek net gou, hier so op die klippe, ja, die hond is die hele tyd onder my voete. Hy is so vriendelik. Daar's hy, kyk net hier. Mooi uitsig, né? Wat stem jy saam? Goed, ons gaan nou gou draai ry. En dan gaan jy die hele plek, meer van die plek gaan sien. Dit is, soos jy sê, 5 ster, jy weet, ek sê altyd in jy gaan my dalk nou noem 5 ster agent, want dit is 'n 5 ster adres hierdie, dit is, en wie is die bure? Die bure is permanente inwoners, grond langsaan, ek was op al die gronde hier langsaan gewees by die bure, en een van die bure het ook sy grond via my gekoop, en hier is een van die bure wat al seker al 50 jaar, 60 jaar op dieselfde adres woon. Nou, kom ons gaan, net vir jou wys, daar is die sonpanele, daar is die sonenergie systeem. Onder die mop aan die bome, waar die wind nog sag kan fluister, stap ek deur die rooi stofpaadjie, waar my pa se voetspoor lê. Ek hoor die stemme van gister, en die kraak van 'n waxkarnier, en ek weet hier is my grond, my bloed, my seun. Waar die bosveld my roep, in die aand se gloed, waar sterre soos lanterns oor die wêreld boog, waar die vuur my varen hou, en die stilte my leer, hier sal ek bly, tot die dag ek keer. Op die stoep sit ma met koffie, rook trek op na die nag, onder lê aan haar voet, hul drome diep en sag, ek hoor die tarental roep, uit die mielielandse rand, en my hart word swart van vreug, ek is veilig in my land, waar die bosveld my roep, in die aand se gloed, waar sterre soos lanterns oor die wêreld boog, waar die vuur my varen hou, en die stilte my leer, hier sal ek bly, tot die dag ek keer. En al roep die stad met sy helder lig, en al klinkel beloftes van goud en mag, sal ek altyd terugkeer na die veld se geur,
Want my wortels lê hier diep in die grond se kleur. Waar die bosveld my roep in die aand se gloed, waar sterre soos lanterns oor die wêreld boog, waar die vuur my waarin hou en die stilte my leer, hier sal ek bly tot die dag ek keer. As dit nou reën, hoeveel so 'n maand hoeveel van die grond is onder water? Is maar net daai stuk daar. Is dit net daai deel? Ja. So van die 60 hektaar is dit omtrent so 10 hektaar of hoeveel is onder water? Dalk 'n bietjie meer wees want hy maak hier op as daai pan. En dan sien nou weer op die hoek. En is in die daar's maar waterregte verstaan ek, is daar 'n spulpunt alreeds of hoe? Nee, hy wil nie ons wil een opgesoek het uitgepraat maar Maar daar is die watervergunning. dis genoeg water. Daar is 'n watervergunning. Ek staan daar, ja. Tensy dit. Daar by daai blindpale daar is die lyn. Is dit die einde? Maar net voorop maak hy 'n terwys vol water, so ons kan nie deur gaan daar. Goed, dan gaan ons weer hierdie kant Ja, hier kan nou ons gaan weer omdraai maar. Ja. Oei. Okay, kom ons gaan maar weer terug. Daar terugstoot. Daar is die rivier en daar is die hoekpaal. Okay, mense daar voor. Daar's die rivier en die hoekpaal. Jy kan sien ons het nou hier deur die hele terrein gery en lekker baie water, pragtige uitsig. Wat jy kan dink is dit is die warm 40 grade Ellisras. Is daar wild? Ja, daar gaan die rooibokkies daarso. Ek het hulle nou net gesien. Hulle het nou net jy gaan hulle waarskynlik nou sien as ons gaan hulle nou in die kamera oog probeer kry. Die grond is ten volle met wildtuining aan alle kante. Daar gaan die bokkies, ek dink ek het hulle net hulle stofwolke gesien. Maar hulle is nou daar in daardie rigting en hier is hulle. Kyk hier, daar is die bokkies. Daar is die rooibokke. Daar's 'n swartes ook. Hulle het nou daar agter die bosse verstaan, maar hulle is daar. Hier is bokkies is hierso. Grond is langs 'n openbare pad, maar dit is net lokale inwoners wat die pad gebruik. Dit is nie, dis nie 'n toegangsroete na ongewenste elemente woongebied. Alles wat jy wil weet, druk net op die like knop hier onder. Skryf jou reaksies wat jy wil weet. WhatsApp my. Kry al die antwoorde. Jy hoef ook nie na foto's te kyk as jy nie wil, want ek het ek wil video, ek het baie foto's. Goed. Casper, kyk net hierso, hier is nou die ideale plek. Ek is seker toe ek hier ry, toe dink ek net aan jou. En as jy op soek is na 'n wegbreekplek en jy's nie net Casper nie, maar jy's ook jy hou van die stilte en vrede op aarde, dan het jy hier die water. Hier's Boorgat, is 'n 15.000 liter per uur. Boorgat, jy het Magol rivier hier aan my regterkant, aan jou linkerkant. Jy het die Tamboti rivier, Tamboti of 'n stroming hier aan jou linkerhand. Hier is absoluut, dis net vrede, water, ten volle met wildtuining aan alle kante. Ek hoor 'n vliegtuig hier, so hy gaan seker daarna rigting na Dubai. En ons ry, ons nou hierdeur die deel, ek is nou eintlik op pad terug na die huis toe, want die huis is daar aan die oorkant, dis 'n eenslaapkamerhuis met 'n uitsig op hierdie rivier. En hierdie is, as ek nou myself kan dink, dit is 'n redelike idilliese uitsig hier, idilliese lewe. So as jy daar in die voorwêreld woon en jy is daar in die stadsgeraas, dink net aan hierdie plek en wat jy sal sien, daar's geen heininge, hier's
hier's geen drade want mense sal nou dink aan veiligheid, maar hier voel ek is baie veiliger as waar jy woon. Hier is rus en vrede en daar is vir jou goeie teken. Want mense van die voorwêreld is gewoond aan heininge en honde en staalhekke en 3 hekke binne in hulle huis. Hier is rus en vrede. Ek is redelik seker as die wêreld as Gauteng omgekeer word, want ek verstaan daar's een of ander chaos daar met die stadsraad. Ons weet nie daarvan hier. Hier is dit net rus en vrede. So, my naam, en nog 'n ding met jou vra is net, hier is 'n knoppie, hy sê like, druk hom daarop, en want ek borg hierdie video. En so druk die like knoppie, druk subscribe, abonneer, wat jou padpishat, as jy in Russies is, druk dit ook daarop. Wens jou 'n winsgewende dag. Casper, dit is nou 'n bietjie 'n man woonstelletjie met 'n pragtige uitsig hier op die rivier. Jy is hier tussen die water vasgevang, maar ek dink hierdie riviertjie, hierdie 1 man woonstelletjie gaan dalk net bietjies te beknop wees vir 1 persoon. Dalk is dit jy gaan dalk 'n uur of 2 daar kan oorleef, maar as 'n donderstorm hier kom, dan kan jy daarin gaan skuil. So ja, ons gaan nou oor die brug hier ry en die hele plaas is die hele grondterrein is toeganklik. Okay, hier is my veldanalise van hierdie 60 hektaar hier naby Ellisras, en dit is, ek vind hierdie plek gehou het, is wat ek is nou net byna, ek is nou net klaar saam met ek nou net klaar die hele plek gery. Wat jy hier sien is, uit die veld is, hierdie deel waar ek nou is 'n bietjie klipperig. Hierso, dis net hierdie deel hier naby die pad wat klipperig is. Maar die res van die grond is lekker, soos hierdie is verskeie soort van akasia tipe van bome, maar daar is hierdie mapipi bome, soetveld. Ek het op my foto's het ek so pragtige grasveld waar dit net gras is so ver jy kan ry, en hier agter my is dit net water. Dus ek wil so dit is 'n baie mooi grond vir natuurskoon, en dit het net toe ek het sien, ek hou nie daarvan. Mense is anders. Een ou koop 'n grond want die grond doen vir hom soos 'n hamer. Hy tik daarop en hy wil daai grond moet vir hom werk of iets doen. Ander mense het meer van 'n gevoel van hoe lyk dit, wat dis net vir die natuur skoon, en ek is een van die mense wat net as ek hierdie grond sou koop vir myself, is eintlik die buurman een van die plase hier langs aan is ook soortgelyk, dan sou ek, vir my sal dit gaan om, ek koop dit vir die natuur skoon, vir die water, vir die uitsig, en dit is ook as gevolg van die afstand van die dorp af. Ja, mense gaan nou dink, ja, dit is nou onveilig, en waarom sê jy nou enigiets wil koop wat so naby in die dorp is, maar jy het hierdie pragtige uitsigte, en jy's nie ver van die dorp af, jy kan, as jy's hier seker, 5 kilometer, as dit ooit soveel is van die dorp af. Ek dink jy is omtrent 6 kilometer van Laerskool Ellisras af. En hier waar ek nou staan, is dit net stilte. Absolute stilte. Jy het vrede hier, jy hoor niks, en hier's nie 'n deurgang van permanente deurgang van mense wat hier in en uitry en jou siel kom versondig. En dit is ten volle met wildtuining, is 'n paar bokkies. Ek het nou nie die beskrywing van die grond nie, maar dit gaan jy hier onderin kry. En ek was nou net hier, ek het nou met my bakkie hier ingery, en ons gaan nou, ek is nou op pad uit, en dan gaan ek vir jou net ook wys hoe die pad lyk. Maar jy gaan dalk, wanneer ek die video neem, maar gaan jy dalk dink, gaan ek dalk vir jou sê in die video, ek is nou op pad in, terwyl ek al uit werklikheid uitgaan, want ek het nie 'n video geneem toe ek ingekom het. Hier is een van hierdie tipiese, ken jy hierdie bome? Hierdie boom, ken jy hierdie soort van bome? As jy 'n boomkenner is,
dan kan jy vir my sê. So is heel wat van hierdie soort van bome. Hierdie boom is waarskynlik, hierdie boom kan seker, en die boomkenners sal my seker nou oordeel, moet my nou nie oordeel of veroordeel boomkenners, maar hierdie boom, daai ene, kan seker so lyk al vir 60, 80 jaar. Want ons het die soort van bome op ons plaas, op ons grond gehad. En ek kan onthou, ek was seker, dit was in die 40er, in die 1940s, in die 1970s, het ek so 'n boom gehad, en daai boom het presies nog dieselfde gelyk, 50 jaar later, toe lyk hy nog steeds dieselfde. Ek gaan nou uitry, ek dink die eienaars is nou agter my, en dan gaan ek uit die grond uit, en dan gaan ek jou die pad wys, na die res van hoe die toestand van die pad lyk hierheen. En, goed, wens jy miskien een Okay, hier is nou die toegangsroete na die grond toe. Dit is 'n grondpad. Dit is seker as dit miskien 2 km grondpad is dit baie, kyk al links van my. Daar's water. Ons het hierdie afgelope seisoen ons lekker baie goeie reën gehad. Kyk nie daar's nog 'n bietjie water. Nou as jy 'n agent is en jy wil graag hierdie plaas adverteer, jy is welkom met my te praat. Ek sal vir jou die koördinate gee, alles, jy is welkom, bring jou koper en kom adverteer hierdie plaas, jy is meer as welkom om jou koper te bring. Ons gaan nou die pad hier naartoe is in die reenseisoen, dan kan hierdie pad nogal bietjie moeilik raak om te ry, in die sin van daar verder aan nog vorentoe, daarso gaan die vloei die water partykeer soms oor die rivier. Ek moet nou net die venster hier toe maak en so hier regs van my, ek was al weer die grond hier regs gewees, hier het ek al 'n video gemaak, dit was hier in omtrent in 2022 by hierdie selfde spulpunt. Daai klein spulpuntjie gewees, ek het 'n video hier gemaak. Ek was daar gewees, waar by daai huise daar, en daai huis is onder die vloedlyn. As dit reën, as dit soos nou in die afgelope seisoen, dan is daai hele plek onder water. En ek het dit my eie oë gesien, en ek was die eerste keer toe ek by daai huis hier in die omtrent in die omgewing van die jaar 2015. Toe was die huis nie bewoon gewees. En mense het eintlik op die boonste verdieping, so sê maar soort van 'n dubbelverdieping. Hulle het op die boonste verdieping gewoon, want die onderste verdieping was onder water. Of het kan onder water wees. En hier is ons nou, hier is so 2 km van die dorp af, 3, nee, kom ons sê 5 km. As die mense in die ander rigting gaan, daar in die agter my, kom jy by 'n T-aansluiting, en al hierdie mense hierso is, die inwoners hier is besproeiingsboere, hier word saaiboere permanente, en permanente inwoners. Dis wat jy ook moet kennis neem. En geen waterprobleem. Net, hier is die route wat ons ry. So hier waar ons nou ry, as dit in die goeie reenseisoen is, dan is dit hier net modder. Dan is dit hier redelik glibberig, want kyk, daar is die water daar van regs af. Hier is die Tamboti rivier daar regs. As jy het kan sien, daar is die Tamboti rivier, en weet jy, in die vroeë 1970s, of laat 70s, het my ma 'n winkel gehad, daar in Ellisras, sogenaamd die klerekas. Dit is vandag is daar so Zama winkel, by daai gebou. Maar my ma het 'n winkel gehad, en daar was nog 'n tannie wat ook 'n winkel gehad, haar naam was Mickey Pretorius. En sy het 'n man, was so 'n tieu, hy het 'n vliegtuig gehad.
En hy het sy vliegtuig hier ergens, hierso was 'n aanloopbaan gehad. Nou praat ek van 1979 of so. Want hy sy vliegtuig, ek weet nie wat hier rond was, want dit was redelijk plat geweest. Want hy sy vliegtuig hier gekom parkeer. Het hy van Alice Raas af of Pretoria toe gevlieg, want in daai van my lewensdae dae was dit nogal 'n operasie geweest om om te vlieg of om te ry na Pretoria toe, want daar was nie 'n snelweg. Daar was 'n snelweg geweest, maar die snelweg het eers uiteindelik daar by Warmbad. Jy moes deur Nylstroom ry en dan deur Warmbad en dit was nie 'n dubbelpad geweest, vreeslik gevaarlik geweest. En hy het 'n vliegtuig gehad. Vlieg hy van Alice Raas af daaraan toe en terug. En ons het daar by die winkel gebly, dan as om Theo is en hy terugkom van Pretoria af, dan vlieg hy daar, dan kom vlieg hy daar oor die dak van die winkel so 'n paar keer, want die jongens van vandag, mense van vandag, dat was in daai tyd se lewe, ons het nie, dit was voor as selfone was. Dit was net landlyn telefoon, jy moes fisiese telefoon, daar was 'n kabel, tot by jou, waar jy ook wil bel, moes daar 'n lyn, 'n kabel wees, en dan moet jy bel. Daar het nou net, so net 'n kat langs die pad. So dan toe Theo, hy het seker gebel voor hy vlieg, en dan het hy daar in Pretoria, en dan as hy nou hier in Alice Raas kom, of hier kom, dan kom vlieg hy, dan hoor ons, dan sê hy oor die dak van die winkel. En dan weet hy nie om te ry en om te gaan ontmoet of om te gaan haal. Hy sê vliegtuig hier parkeer. En ek het 1 keer of 2 keer, dit was my grootste droom om saam te vlieg in 'n vliegtuig. Maar hy het 'n paar keer aangebied vir my en my broer, dat hy ons met ons saam vlieg. Maar ek was so skaam geweest, dat om ja te sê, alhoewel dit my grootste droom was, om saam te vlieg, het ek nooit gaan vlieg saam, nooit van die geleentheid gebruik gemaak, en ek was te skaam geweest, en moenie dat so iets met jou ooit met jou gebeur, dat as iemand jou so 'n geleentheid aanbied, dat jy nee gaan sê daarvoor. Maar ek was omtrent 7 jaar oud geweest op daai stadium van die geveg. 7 of 8 jaar oud, ek en my broer en Theo uit ons hier by die vliegtuig, staan hy letterlik met die vliegtuig, nooi ons uit om saam met hom te gaan vlieg. En nog 'n keer toe so iets gebeur het, is my oor hulle pa het jagters gehad. En die oom, dit was ook hier so in 1981, ek dink ek was in graad standaard 1 of so geweest. Toe kom die oom, hy het so 'n dubbelmotorige vliegtuig gehad met 'n turboprops. Het hy van Carletonville af gevlieg, Alice Raas toe, in die lughawe toe. En hy het ook vir ons gevra, hy het 'n paar keer in Alice Raas toe gevlieg, en hy kom jag hierso. En hierso by my pa, ons by die plaas kom jag, en toe kom vra hy eendag vir my, toe ons by die lughawe kom ontmoet met sy vliegtuig, met sy dubbelmotorige vliegtuig, toe nooi hy my en my broer, my tweelingbroer, om saam met hom te gaan vlieg. En toe was ek so skaam geweest, toe ons het nee gesê, maar ek het gebrand. Dit is die ding wat ek die meeste wou gehad, dit was net om in daai vliegtuig te vlieg. Maar ek het nee gesê. So moenie dat so iets ooit met jou gebeur, dat jy so geleentheid vir jou aangebied word, en dan sê jy nee, gryp dit aan. Ja, dis waarom ek dit kan onthou, want dit was, ek dink die geleentheid was net eenmal aan my aangebied, toe het ek nee gesê, en toe het ek nie, maar ek was, alhoewel ek graag wou ja sê, dit is die verhaal, en dit is die verhaal van hierdie 60 hektaar grond waar ek nou net op besoek was.